gaan my studie oor die herdefinering van sukses, hoe kleerling-jeugdiges van Wesbank die betekenis en verpersoonliking idees van sukses herproduceer. So basis die objectief van my studie is om alternatiewe idees van sukses te skep, so om weg te beweeg van die normatieve idees van wat sukses is in die samelewing, en om ook te kyk nie sukses as abstrakt nie, maar hoe jong mense dit verpersoonlik in sosiale organisasies, soos 'n bendegroep, jou cricketclub, jou sokkerclub of jou groep vriende, en ook in materiële voorwerpen. So daai is die betekenis van die objectief van my studie. So Wesbank is in die buitekant van Kaapstad, dit is in die noordelike voorstede, en dit is 'n gemarginaliseerde gemeenskap, so daar, hulle het RDP-huise, ook bekend as hophuise, daar is omtrent 3 skole in die gemeenskappe, 2 hoërskole en 1 laerskool, en natuurlijk die gemeenskap ook hulle eie strukturele probleme, soos bendeaktiwiteite, en daar is nou ook 'n tyd waar hulle bendelede jong kinders ook begin intrek om vir hulle te werk, en om al die dealings te doen. So die skool het ook, die gemeenskap het ook 'n hoë drop-out rate, waar jong mense die skool klaarmaak nie. So jy is baie gelukkig as jy tot op matriek kom. En na matriek, dan kan jy gewoonlik nie verder gaan. En jong mense gaan ook in gangsterisme natuurlijk, en hulle is, ek wens ek het ergens op my PowerPoint. Is het moeilijk as ek net een PowerPoint kan kry, dit maak het een beetje moeilijker om dinge te sien. Het jy dit op 'n e-mail? Ja, ek het dit op 'n e-mail, ja. Dit is net moeilijk baie ja, kan ek nou maar dankie. Jammer vir dit, Jeroens. Sit nou net hier te gaan. Hoe die tyd persoon is wat nie gebeur. Ons verskoon jou net, jong. Baie dankie. Dit is afhanklik van tegnologie. Maar hy was sommer backup. Ja, ek sou nie backup. Kan jy so raak? Terwyl ons verskyn wag, kan ek my dalk vra om so lank jou Talentimeter website ons te gaan. Want na hierdie sessie gaan ons nou stem. Teenage pregnancies in die gemeenskap en so, en wat jy kan sien, daar is ook 'n tipe sosio-ekonomiese status in die gemeenskap, en so jy sien ook 'n geslags sosio-ekonomiese status. Jy sien gewoonlik moeders, werk gewoonlik as huishulpe, en dan sien jy 'n patroon van vaders wat gewoonlik ingaan in die konstruksiebesigheid, en dan sien jy jong mense gewoonlik daar dieselfde patroon as hulle ouers. So die jong meisies gaan gewoonweg, hulle gaan werk in retailing, en dan sien jy die jong manne gaan werk ook gewoonlik in konstruksie. So daar is definitief 'n sosio-ekonomiese status en 'n patroon van generasie tot generasie in die gemeenskap. So, wat bedoel ek met die herdefinering van sukses? Ek praat oor die persoonlike idees en konstruksies van sukses. So basies praat ek van hoe hierdie jong mense sukses vir hulle self gekonstrueer het, ongeag
hulle reality, hulle het, jy weet, hierdie idees kom konstitueer van wat sukses vir hulle persoonlik beteken. So, nie wat die samelewing vir hulle sê, of hulle idee van of hulle idee van sukses reg of verkeerd is, maar hoe hulle dit self persoonlik kon konseptualiseer het. En dan praat ek ook oor die skepping van plaaslike betekenisse van sukses. So ek praat van hoe hulle realiteit ook 'n rol speel oor hoe hulle sien wat sukses vir hulle beteken. En ek kan verder daarin praat in my bevindinge. En verder praat ek oor plaaslike betekenisse van sukses. Het dra by tot hoe hulle herproduceer van hul mens. So hulle essentially produceer hierdie sukses in terms of hulle mens. So wat vir hulle gaan gelukkig maak en wat vir hulle 'n goeie lewe kan gee op die einde van die dag. En dan praat ek ook oor die na hulle hierdie sukses geproduceer het met die invloed van plaaslike betekenisse, kyk ek nou hoe hierdie idee van wat sukses vir hulle beteken oorgedra word in gekodifiseerde sosiale organisasies en estetiese materiële voor my persoon. Nou beweeg ek weg essentially van sukses as abstrakt, en as ons praat van sukses is soos waarin is jy suksesvol, en so ek kyk hoe daai vir 'n persoonlike proses plaasvind en waarin hulle suksesvol persoonlik in. En verder in die laaste en praat ek so, alhoewel sukses persoonlik is vir onsself, speel ons gemeenskap en ons familie ook 'n groot rol in die bevestiging van ons sukses. So ons benodig daai legitimisering of ons op die regte pad is, of ons idee van sukses op die regte pad is oor wat ons gemeenskap van ons. En dan het ek 'n paar trefwoorde. En die trefwoorde is so, alhoewel ons kyk hoe hierdie jong mense van sukses dink vir hulle self, moet ons ook in ag neem die strukturele probleme in hulle gemeenskap. Ons moet ook kyk na ons land se geskiedenis, ons moet ook kyk na ras en klas in hierdie konstruksie van hoe hulle sukses. En so met trefwoorde, okay, kan my net dink as die derde slide kas. Sien julle met 2 PowerPoints. Ja, dan is die trefwoorde, so alhoewel so so die trefwoorde is, ons moet steeds bewus wees van die strukturele probleme, so ons moet bewus wees van ras in hierdie geval, ons moet bewus wees van die apartheidswet wat nog steeds, jy weet, effek het oor hoe mense van kleur en lewe vandag in Suid-Afrika so gemarginaliseerde gemeenskappe, en dan moet ons ook kyk na die herproducering, so hoe hulle vir hulle 'n ander tipe idee van sukses gekom konseptualiseer het, en dan ook waarin die sukses natuurlik geprojekteer word. So, met deelnemers se agtergrond is natuurlijk jong mense van Wesblok, ek fokus op jong mense, dit is in ouderdom van 19 en 35, en ek doen basis 'n biografiese verhaal oor hierdie jong mense, so hulle het groot geword in Wesbank en so, ek wil meer weet oor hulle lewensstorie, oor hulle spesifieke realiteit. En dan natuurlijk, hulle almal kom van 'n komplekse agtergrond, so hulle almal het 'n komplekse verpersoonliking van sukses, oor wat sukses is, die idees van sukses, hulle almal het verskillende aspirasies, en hoe daar 'n rol speel in hulle menswees. So daai is die deelnemers se agtergrond. So my primêre navorsing vraag is daar, so ek gaan net as ek op my volgende slide gaan jy sien, my voorlopige bevindings, so daar gaan ek praat oor my primêre navorsingsvraag, so ons gaan voorgaan na die, ja. So my eerste primêre navorsingsvraag is, wat vertel historiese en huidige tydperke van gekodifiseerde sosiale organisasies en die estetika van materiële voorwerpe oor die verskuiwing van wat sukses beteken vir kleuring, jeugdiges en beweging. So basis kyk ek na was daar 'n verskuiwing van wat sukses beteken. So ek kyk basis na hoe die ouers voel oor wat sukses is. So die ouers, jy weet, het natuurlik kom huisves in Wesbank, en dan kyk ek of hierdie jong mense dieselfde tipe idees van sukses het as hulle ouers. So ek kyk na historiese en huidige idees van sukses. En ek het basis 'n mengelmoes gemaak, historiese en huidige sampling. So
As ons praat van die gemeenskap, toe ek my onderwys gedoen het ek baie gehoor oor die jong mense wat praat oor hoe die gemeenskap was, hoe hulle as jong kinders kon gespeel het en hoe hulle nie nou meer, jy weet, as jong mense kan rondloop nie. En in Westbanken is hy die blokke, so jy die A-blok, die B-blok, die D-blok. En toe hulle kinders was, kon hulle en op hoërskool was, kon hulle rondgeloop het in enige blok in. En nou eigenlijk, hulle is nou net in hulle spesifieke blok van, as hulle in 'n ander blok loop, dan gaan hulle gesien word as eerder vir hierdie spesifieke blok se gangster club werk. So, die jong mense praat baie van voorheen en nou, en ek het het ook gesien oor hoe die ouer mense ook praat van hoe die gemeenskap was en hoe die gemeenskap nou is. En wat ek ook opgeleid het, so histories, het hulle ouers natuurlik huisvesting gesoek, so hulle wil inkom trek het in Westbanken, want hulle is ieder van ander David areas in die Noord-Kaap of jy weet in die platteland. En wat het nou die huidige idee van Westbank is, jong mense wil uitkom, hulle wil nie meer daar wees, so daar is 'n patroon wat jy gesien het, en obviously is daar ook hoe hulle sukses verpersoonlik van die, as jy praat van jong mense wil uit die gemeenskap kom, so hulle wil in ander stiller areas gaan bly. Ek het baie gehoor die jong mense met interviews met deelnemers gepraat van hulle wil in 'n stiller area gaan bly. So daar is 'n skeiding in die patroon. En dan die ouer mense het gepraat van min geleenthede, hulle het min geleenthede gegee. En die jong mense, hulle praat van baie geleenthede, maar jy moet verstaan, hulle is ook op die buitekant van Kaapstad, so hulle is nie in close proximity, maar vir die Engels, hulle is nie in close proximity to the economic hub of Cape Town, so daar is ook die centrale, daar is ook die stad in Kaapstad, en so hulle is in die buitekant, so hulle het nie toegang tot die geleenthede nie. En dan was daar ook sosiale organisasies uitbreiding, so die ouers het meer met hulle sosiale organisasies wat was letterlik net hulle kerkmense. En nou sien jy jong mense actually uitreik, soos hulle sosiale organisasies bring actually, jy weet, so hulle vriende buite kan Westbank waar jy na die ouers kyk, hulle sosiale organisasies is net in Westbank en dan natuurlik hulle families, maar as jy praat van vriende, jong mense het actually netwerke buite kan Westbank. En dan een patroon wat ek gesien het is ook, ouers het gepraat van, hulle moes skool verlaat het om vir hulle familie te werk. En nou sien ek vir jong mense wil nou werk vir materialistische dinge, so hulle wil nie noodwendig vir hulle familie werk, hulle wil op hulle eie uitgaan. Ek het 'n jong meisie hier geïnterview, sy het gesê, haar ma is 'n enkelmoeder, en sy wil graag met haar oukie gaan bly in 'n flat, en so daai is waaroor die jongens, want hulle wil hulle familie basis agterverlaat om 'n beter lewe. So hulle is baie independent, natuurlik. So, next, dankie. So my navorsingsvraag onder daai eerste vraag is, so wat is die kodes van sosiale organisasies en wat is die simbole van die estetika van materiële voorwerpe? So ek het opgelet, ek het nie my intensie gaan, ek het opgelet in my interviews dat jong mense, jy weet, as 'n paar wat praat oor die sosiale aspek van wat is die kodes van hulle sosiale organisasies en materiële voorwerpe. So ek het gesien na ek nou dit gaan analyseer met data geanalyseer het, ek gesien daar is 'n sosiale leefstyl van jong mense en dan is daar spirituele leefstyl. Ek wil 'n bietjie verder verder. So as ons praat van die kodes van sosiale organisasies, is die sosiale aspek, wat ek bedoel met kodes is wat reguleer en wat is die fondasies van die sosiale organisasie. So as ek praat van 'n gangster club, wat define en wat is die principles van hierdie tipe sosiale organisasies? So wat govern die of bestuur die sosiale organisasie? En die sosiale leefstylgroep, hulle is baie spontaan, hulle het spontane gesprekke. En dit was 'n bietjie moeilik vir my, want ek het ook in die area groot geword, en toe ek nou terugkom, ek is gewoon, jy weet op campus, jy weet, ons praat altyd, ons praat nie, jy weet, ek het opgeleid jong mense in Westbank, hulle sal saam sosialiseer, maar hulle praat oor niks, so as daar liedjies speel, dan sal hulle sê, dat is so cool, so, dat is letterlik al wat hulle praat, en ek was net soos, maar hoekom praat jy nie oor die lewe en oor alle goed, jy weet, hoekom is daar nie gesprekke wat jy gevoer word, so die sosiale, die kode van hulle sosialisering is daar net spontane gesprekke, daar is baie stilte en daar is min gesprekke oor aspirante.
En daar is ook die vrees van, as jy te veel deel met jou vriende, jy weet nie wat broei in die persoon sê. So daar is ook 'n kulturele, is ek het rest, ja, kode oor, jy weet, wat ek moet deel en wat ek kan deel en kan ek my beste vriend vertrou of nie, jy weet. En dan die spirituele leefstyl probeer meer, hulle het gesprekke meer oor wat sin maak in die lewe, so ongeag hulle realiteit, ongeag hulle swaarheid, hulle link altyd hulle realiteit met wat is God se roeping vir hulle, wat is God se plan vir hulle, so daar is interessant. En vir die estetika van materiële voorbeeld, die sosiale leefstyl, hulle geniet soos hulle geniet die middele wat hulle het, so die alcohol, hulle geniet dit, jy weet, daar is die estetika van dit, jy weet, dit is vir, jy weet, om in die invloed te raak, jy weet, deur die verskillende middele. En hulle aspirante en toedoeninge is alles vir dieself. In die spirituele leefstyl, hulle kyk nie eintlik na materiële goede nie. Een van my participants sê, hy het 'n kar, en het is 'n nuwe modelkar, en ek vra toe vir haar, van sy praat die hele tyd, jy weet, oor, sy praat die hele tyd oor werk, jy weet, maar ek het ook gevoel, die spirituele groep is baie meer gefokus oor watter tipe werk hulle wil hê, so hulle wil 'n spesifieke beroep hê, om 'n spesifieke impak te maak. En die sosiale leefstyl, hulle het gepraat en hulle soek werk, maar dit was baie abstrakt. Jy weet, ek soek enige werk sodat ek kan geld maak en sodat ek 'n flat kan bekostig en in my kerel of my meisie te gaan bly. Maar ek het gevra vir een van die participants, een van die deelnemers, wat beteken dit vir om 'n kar te hê in Wesbank en jy weet, veral as so jong is en jy weet, en veral om 'n nuwe tipe modelkar te hê. En sy sê, maar sy kyk nie na dit is nie vir haar ietsie. So daar is definitief 'n kontras tussen die sosiale leefstylgroep en die spirituele leefstylgroep. Van die spirituele leefstylgroep het nooit gepraat oor materiële voorwerpe. Hulle het net gepraat oor beroep en opvoeding. Volgende slide, is dit? Is amper klaar? Ekskuus. Okay. Ek gaan nie ongelukkig moet stop. Ek gaan volgende jaar terugkom. Dan gaan ek aangaan met tweede navorsingsvraag. Ons het nou 2 blik en ek dink as mense graag met jou rol. Okay, ja, definitief. Ja, nee, definitief. En nog middageete ook. Baie dankie. Baie dankie.